Die briefslot van 1 Korintiërs. Ons lees 1 Korintiërs 16 vers 13 tot 24. Soos ons die afgelope 2 maande agtergekom het, het Paulus hierdie brief aan 'n gemeente geskryf wat hom nagmerries gegee het. Alles wat kon verkeerd loop in die gemeente, het verkeerd geloop. Daar was tweespalt, dwaalleringe en gruwelike sondes. Sommige gemeentelede het gedink dat hulle verhewe is bo die res en die gawes van die Heilige Gees is liderlik misbruik. Tog gesels Paulus in die briefslot met hulle met die grootste liefde, soos 'n pa sou maak met sy klein kindertjies. Wees waaksaam, dikteer hy vir sy sekretaris. Staan vas in die geloof. Wees manmoedig, wees sterk. Paulus bemoedig hulle, al het hulle hom so liderlik diep bedroef. In my geestesoog sien ek 'n stok ou maatjie op haar reistoel. Rondom haar raas en speel en gil die kindertjie so erg, dat sy lus voel om haar ore toe te druk. Klein Jannie trek Sannie se vlegsel en sy chunk al gillende, dat hoor en sien vergaan. Kosie gooi vir Pietie met 'n modderkoek, dat hy so hik, en dan is die duiwel behoorlik los. Skielik wink ouma hulle almal nader, en dan, sonder om kwaad te wees of geïrriteerd te klink, maak sy hulle bymekaar soos 'n ou broeisyn na haar kuikentjies, en dan begin sy hulle liefdevol en met groot passie 'n storie vertel. Al die frustrasie wat sy so pas beleef het, is vergete, as sy met volle oorgawe die kindertjies se onverdeelde aandag vasvang met haar wonderlike stories. Maar om maar net altyd beskuldigings te gooi en te verdoem, mag dalk regverdig wees teenoor 'n gemeente wat skoonskyns dwars is. Vir ons voel dit dalk asof dit die enigste weg is met sulke moeilike mense. Om egter slegs te beskuldig en te straf, gaan hierdie mense net die harnas injaag en vet op hulle vuur gooi. Dis immers dalk net wat hulle wil hê. Deur egter die saak in liefde met baie deernis te hanteer, kan jy moontlik net daai mense wen vir die Here. Het Paulus nie immers juis die uitnemendheid van liefde so besing in hoofstuk 13 nie? Hier sien ons hoe hy dit prakties toepas in sy eie lewe en met hoeveel liefde en deernis hy daardie afvallige gemeente hanteer. Wat 'n pragtige voorbeeld vir my en jou om na te volg. Maar dis nie net in die hantering van 'n gemeente wat jy iemand met sulke liefde hanteer nie. Dit werk ewig goed op persoonlike vlak. Gaan probeer dit gerus uit op iemand wat moeilik, ongeskik en skuins dwars is met jou. Jy sal baie gou agterkom dat daardie wonderwerke besig is om te gebeur. Die voorwaarde is egter dat daardie liefde van jou nie bloot aangeplakte toneelspeel moet wees nie, maar waarlik ongeveins diep uit jou hart uitkom. Paulus pleit nou by die gemeente om tog vir Stefanus en sy huisgesin te erken as leiers in die gemeente. Hierdie man is bereid om tot diens van die gemeente te wees, maar as hy nie aanvaar word nie, is dit te vergeefs. Met aanvaarding kan hy 'n groot verskil maak in die gemeente. Mense soos Stefanus behoort erkentlikheid te ontvang. Hoe dikwels sien ons nie dat 'n leraar wat bereid is om absoluut alles te gee vir 'n gemeente, groot kritiek moet verduur van sommige lidmate. Ek het dit al baie male beleef,
dat daai arme leraar net eenvoudig niks reg kan doen in hulle oë nie. Gee hom die nodige ondersteuning en erkentlikheid en maak sy werk vir hom 'n plesier. Dan sal hy blom en waarskynlik selfs nog 'n beter diens lewer in die gemeente. Natuurlik geld dit ook vir enige ander gemeenteleier. In die paar slotsinne van Paulus se brief draai groete oor van ander gemeentes en van bekende persone soos Aquila en Priscilla. Hulle het vroeër ook in Korinthe gewoon. Hulle het destyds daarheen gevlug toe die Jode uit die Rome verban is, maar nou het hulle in Efese kom vestig. Later het hulle weer sendingwerk gedoen in Rome. Met hierdie groete wil Paulus op 'n baie subtiele manier vir die gemeente in Korinthe laat verstaan dat hulle nie maar 'n alleenstaande gemeente is nie, maar dat hulle deel is van 'n baie groter, uitgebreide organisasie, die gelowiges van reg oor die wêreld. Hulle moet inpas in hierdie groter gemeenskap. Hulle moet deel wees daarvan. So is dit natuurlik vandag ook nog steeds. Geen gemeente is 'n losstaande struktuur nie. Jy is in die eerste plek natuurlik deel van die groter organisasie van jou eie denominasie, maar ook van al die ander denominasies. As gelowiges is ons almal deel van God se uitgebreide gesin. Maak nie saak watter kerk jy aanbehoort nie. En so moet ons in liefde teenoor mekaar reageer. Ons moet mekaar ondersteun en onderskraag en dra in die gebed. Ten slotte skryf Paulus self met sy eie bewerige hand die laaste sinne. Maranatha, kom Here. Hy sug sy verwagting uit op Jesus se koms en dan bevestig hy sy liefde vir hulle. My liefde is by julle almal in Christus Jesus. Amen. Kom ons bid. Dankie Here vir hierdie inspirerende en opbouende brief van Paulus en dat dit ook op my lewe 'n invloed kan hê. Amen.